Goeiedag, ek is Theo van Staden van Agrico in Nylstroom. Ek is die takbestuurder in Nylstroom. Ons is vandag hier in Botswana, Panamatenga, op een van die plase. En hier agter ons bou ons 'n 4-toring spulpunt. Die spulpunt gaan 25.1 hektaar dek. Ons maak gebruik van 'n 4-been senter. Dis 'n generasie 3 spulpunt. So voordat ons die spulpunt lewer, daag daar 'n ontwerper op. Hy doen die volle ontwerp, al die hidroliese uitdagings word aan ag geneem. Nadat ons die ontwerp finaal op besluit het saam met die boer, is die eerste werk van ons kant af dan om 'n senter uit te pen. Wat ek daarmee bedoel is, ons kom letterlik en slaan 'n uiterpaaltjie in met 'n vlaggie van presies waar die senter moet kom. Nadat ons dan die senter gepen het, is die eerste werk van die boer se kant af dan om die konkreet te gooi, waar ons dan die senter vasketting. Die belangrikste deel van hierdie vloer is natuurlik by die 4 ankerpunte gooi ons aansienlik meer konkreet. Wanneer ons die spulpunt bou, begin ons eers om die spulpunt op die grond uit te pak. Presies soos wat nou hier agter my gebeur. Ons hak dan soveel as moontlik van die trasrots in, soveel as moontlik van die boute en moere hak ons reeds in. Dan begin ons van die kant af met die kraantrok dit op te tel. En ons noem dit ons buig die spulpunt. Wat dit beteken, ons buig die hele boog wat jy bo die grond sien wanneer 'n spulpunt volledig gebou is, bou ons dan reeds op die grond. En na dit sal ons eers die bene begin insit, dan begin ons die torings optel, bene, wiele insit, op die punt sit ons die oorhang by en dan heel laaste hak ons die eerste toring aan die senter. So nadat ons die spulpunt klaar opgerig het, stuur ons dadelik 'n tegnikus wat aan die spulpunt bedra het en dan vir die eerste keer sit ons die spulpunt onder druk, sit letterlik water deur die spulpunt. Dan kry ons 'n kans om oral te kyk waar is 'n bout nie mooi vas nie, 'n klampie nie mooi vas nie. Om die spulpunt te bou vat omtrent 'n toring 'n dag sou jy dit uitwerk. Jy bou nie noodwendig 1 toring, maak hom finaal klaar, nog 'n toring finaal klaar nie. Hulle pak die hele spulpunt uit, buig die bo en dan begin ons hak van 'n kant af. En dit vat gemiddeld 'n toring 'n dag vir 'n span van 3. Agrico is die enigste maatskappy wat in huis met hulle eie galvaniseerbaddens die pype galvaniseer. En ons het 'n ongelooflike voordeel daaraan. Met Agrico weet ons, dis ons proses en ons naam is gekoppel daaraan. En kan jy in alle gevalle waar ons met ekstreme water werk, waar spulpunte baie jare lank al werk, kan jy 'n ongelooflike groot verskil sien in hoe lank die pyp hou net oor die galvaniseringslaagie wat daarop is. Soos al die spanne in Agrico het hierdie spanne ongelooflik baie ondervinding om spulpunte te bou. Nie net Agrico nie, maar ook ander fabrikate wat dit baie handig maak om foute reg te maak waar ons dan naby aan 'n site is of enige ander spulpunt dan aan te kan werk. Daar's gewoonlik net 3 ouens in 'n span, veral wanneer ons gebruik maak van 'n trok, want ons het die voordeel van die hyskraan en dan natuurlik net een van hulle is 'n leier wat dan voorvat met die oprigting. Die voordeel om Agrico te gebruik om jou spulpunt vir jou te ontwerp, om vir jou uit te pen, om vir jou op te rig soos hier agter ons, om vir jou te bedra en dan na die tyd die onderhoud ook op hom te doen, is die feit dat dit alles binne huis gebeur. Jy kommunikeer met slegs die ontwerper en na dit sou daar fout kom, omdat Agrico nie gebruik maak van buitepartye en hulle dan al die verantwoordelikheid te gee nie. Dit lê al die verantwoordelikheid by die ontwerper. Dit wat dit die boer spaar, is die feit om nie sy verantwoordelikheid te maak om al daai spanne te bestuur en uit te vind wie se verantwoordelikheid is sekere probleme, sekere foute, want op die einde van die dag bly dit Agrico se verantwoordelikheid. Die rede hoekom Agrico die beste opsie is en in my oë die enigste opsie is, daar's geen ander maatskappy wat soveel voorraad op takvlak dra. In Nylstroom alleen kan ek getuig dat ons 14 torings op takvlak dra, met al die ander toebehore wat nodig is om 'n spulpunt te maak werk, in 'n noodgeval reg te maak. Ek kan 'n voorbeeld noem waar 'n boer sy spulpunt gehak het per ongeluk met 'n trekker. Daai spulpunt het geval, dit was 'n baie dringende oes en die boer het ons die oggend 9:00 laat weet. Daardie middag het ons reeds die trokke deur die grens gehad. Baie dankie dat julle hierdie video gekyk het. Ons hoop julle het iets geleer. Vir die volgende video klik hier. As julle nog meer video's van Agrico wil sien, teken asseblief aan by ons YouTube bladsy. Baie dankie.